paar jaar gelede het ek vir my skoonma so 'n dingetjie vir haar kombuis gekoop wat sê skottelgoed was is soos die Here se genade, dit hou nooit op nie. So as jy voel, jy was en jy was en jy was en as jy net klaar gewas het, is daar weer 'n berg skottelgoed. Veral as jy soos ek is wat lief is daarvoor om te bak en die hele tyd, saam met bak kom daar altyd skottelgoed. So as jy soos ek is daar altyd skottelgoed in die wasbak. Onthou net, die Here se genade is selfs meer as die skottelgoed in jou wasbak. Maar ja, wat ek eintlik wou sê is, kyk, dit is nou al die 9de dag vandat ek my kultuur begin het. Dis 'n lang wag. Mense moet geduldig wees, jy moet wag totdat daai kultuur reg is, gereed is, sterk is, gevestig is. As jy bietjie te vroeg begin en weet jy wag nou nie vir die proses om eers klaar te maak nie en jy's net so opgewonde, ek verstaan dit. Ek verstaan jy wil daai broodjie nou bak. Soos pas net 'n bietjie geduld toe. Probeer net soos 'n bietjie selfbeheersing en wag net totdat jou kultuur heeltemal reg is. Dit is so die moeite werd. Ek het al voorheen gebak met 'n kultuur wat nie sterk is nie. Ek het my saartjie suurdeeg kultuur het ek bietjie verwaarloos en hy het 'n bietjie suur begin word. Hy het acidic geraak, soos hulle sê. En met dit verloor hy sy sterkte. So ek het al met dit gebak en dan my brood het letterlik so plat uitgekom. En dit was nog steeds baie lekker. Ek het dit nog steeds geëet. Dit was heerlik, maar hy het nie gerys soos hy wil nie. En hy was baie soos jy kon iemand doodgooi met hom. Hy was baie dig, dens. Ek kan nie aan 'n mooi Afrikaanse woord dink vir 'n dense crumb nie. Maar soos ek sê, hy was nog steeds baie lekker. So ja, ook as jy op 'n punt kom in jou suurdeeg rys wat jou deeg nie optree soos wat jy wil hê dit moet nie, of jy weet jy dit bietjie te lank laat rys, dit het nou onlangs weer met my gebeur. As jy dit te lank laat rys, dan wil die deeg ook nie lekker vorm nie, dit wil nie lekker sy vorm hou nie, of die deeg is net nie sterk genoeg nie, jy weet, om dalk nie genoeg gerek en gevou nie. Dis okay, bak nog steeds, want dit kom nog steeds baie lekker uit. Maar waarby ek vandag wil uitkom is net, wees geduldig, wag vir jou kultuur om gereed te wees voordat jy bak. Moenie voor op die wa wees en dink, ag man, 4 dae is verby, kom ons bak, dis okay. Ek dink jy gaan teleurgesteld wees. So wag totdat al die tekens daar is dat jou kultuur gereed is om mee te bak, en dan bak jy. En ek beloof jou broodjie gaan soveel lekkerder uitkom. So as jy dit tot hier gemaak het sonder om ongeduldig te wees en ja, soos ek sê, bietjie voor op die water wees en te begin bak, baie geluk. En weet jy wat, jy gaan die vrugte pluk, want jou broodjie gaan so lekker uitkom.